Versekering is jou beste belegging in jou volhoubaarheid. Volgende het ons vir Emiel van Hollard. Hy gaan ons 'n bietjie vertel hoekom is versekering belangrik in jou boerdery. Emiel, hoe lyk die dinge? Baie dankie Andrei, 'n diepseer aangename voorreg om bietjie oor versekering te kom gesels om te sê, die woordjie V begin met en bevestig versekering. Maar daar's 'n ander belangrike woordjie wat ook met 'n V begin en dis volhoubaarheid. Ek het gedog jy gaan sê Vrystaat. Ek weet, ons staan baie keer om 'n braaivleisvuur en dan sê ons, hoor die versekering is duur. As jy vandag dink versekering is duur, dan maak jy die grootste fout in jou lewe. Versekering is jou beste belegging in jou volhoubaarheid. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee, ek wil my stoor verseker onder die brand vir R1 miljoen. My jaarpremie is R2000 vir die hele jaar. Voer in die ope, kom ons bly by R1 miljoen. Andrei, R5000. En dis waar die boer vir my sê, jou wogger, hoekom is dit duurder? Die risiko is soveel groter. Lewende hawe of wild, R1 miljoen, betaal ek R4500 voor. Spulpunte, R8000 per jaar. Maar vir my is die belangrikste aanspreeklikheid, want ons mooie land word geken aan brande. Maar hoe bedoel jy aanspreeklikheid? Ek meen die ding brand ons nou af en dan raak dit julle moeilikheid, soos ek hom geverseker het, dan sit nou julle issue, nee. Andrei, inderdaad, maar in die landbouomgewing ken ons almal die brandwet. En ek word aanspreeklik gehou vir die verspreiding van 'n brand. Ek word aanspreeklik gehou vir brandbluskoste. En dit bring my by die volgende gedeelte. Vir R10 miljoen, en ek sê altyd vir die boer, jou aanspreeklikheidsafdeling is jou heel belangrikste afdeling. Want vir R10 miljoen betaal jy R1850. Verspreiding van brand, R10 miljoen betaal jy R2200. So jy hoef nie meer die slagoffer te wees om te sê ek moet my plaas verkoop om my buurman se skade en aanspreeklikheidseis te hanteer nie. Sê gou vir my, want daai aanspreeklikheidsbesigheid is nogal baie belangrik as jy gaan kyk na brand toe, nê. Buiten versekering, wat anderster kan ek doen om, kom ons sê, daai bewyslas half te skuif, laat dit nou nie my skuld is nie. Wonderlik, Andrei, die brandwet het 5 belangrike voorwaardes. In hoofstuk 4 sê jy moet brandbane maak tussen jou en die buurman se grens en dit onderhou. Dan is daar nou 'n afdeling 17 wat sê jy moet vir jou personeel die nodige opleiding, brandtoerusting beskikbaar hê en dan ook die regte klere dra. Verder gaan afdeling 17 en sê vir my en spel uit, as jy nie op die plaas is nie, moet iemand beskikbaar wees. En dan nog verder as daar 'n brand is, moet ek onmiddellik die brandbeskermingsbeampte in kennis stel of uitvoerende beampte van die brandbeskermingsvereniging en my buurman, en ek moet alles in my vermoë doen om daardie blus of te bestry. Nou kom ons by die vraag, moet ek aan 'n brandbeskermingsvereniging behoort? Die wet is absoluut stil daaroor. Is nie 'n voorskrif nie, maar wat ons dan vir mekaar uitspel, Andrei, is presies met jou vraag, as ek nie lid is van 'n brandbeskermingsvereniging nie, dan bestaan die vermoede van nalatigheid. Dan moet ek my onskuld gaan bewys. Maar as ek lid is, moet die eiser kom bewys dat ek nalatig is. En kom ek gee vir jou 'n praktiese voorbeeld. Ons het 'n sitrusplaas eis gehad waar om 5:00 die middag het ons 'n brand op die plaas.
9 uur onder beheer, 10 uur geblus, almal lekker moeg, net om 1 uur weer wakker gemaak te word en te sê, hierdie brand het weer opgevlam. Almal weer ingespring, 9 uur die volgende oggend onder beheer. 1 uur daai middag, toe 'n koeltjie, dankie tog gesê, hier's 'n derde brand. My buurman, 4408 sitrusbome verloor, 20 miljoen rand. 20 miljoen rand, jou aanspreeklikheidseis bevestig vir jou, dis jou beste belegging in jou volhoubaarheid. So wat jy vir my wil sê is al is jy nou een van die ouens wat nie glo in versekering nie en jy bære nou al daai geldjies wat jy nou daar so gesit het in 'n trommeltjie iewerster vir die dag as daar moeilikheid is, nog steeds behoort aan 'n brandbeskermingsvereniging, want dit skuif daai bewyslas van jou af, dat hulle dan moet kom bewys jy is skuldig, anderster word daar aangeneem jy is skuldig en jy moet jou eie onskuld bewys, is ek reg? Inderdaad, Andrei, en om nog verder te gaan om vir jou die volledige gemoedsrus te gee, op jou polis het jy 'n eise voorbereidingskoste. By Hollard is dit R250.000 per versekeringstydperk of per jaar. As ek 'n brandverslag moet kry, forensiese verslag, betaal ons daardie koste ook, boonbehalwe jou eis, jou aanspreeklikheidseis en jou skade aan jou tasbare eiendom wat onder brand of watter afdeling of lewende hawe of spulpunte ook verseker is. Okay, daar's nou die brandbesigheid, nee, maar hoe lyk dit as mens kyk na oesversekering en daai tipe van goede, wanneer betaal dit my actually om in hierdie rigting te begin kyk en nie? Daar moet 'n mooi onderskeid getref word by die versekeraars. Ons is so 19 rolspelers binne die landbouomgewing en die meeste van ons doen die bategedeelte. So onder jou landbou sal jy 'n bateafdeling kry wat die vaste bates kom verseker en dan kry ons ook 'n oesafdeling. Ons by Hollard het dit nie, maar my geleerde kollegas van Santam is hier, hulle het inderdaad 'n Santam oesafdeling wat dan vir jou dekking ook kan kom gee op multiperil of hulle sê amper soos 'n alle risikodekking, hulle dit ook baie afgeskaal, maar daar is 'n onderskeid wat ons tref tussen bate en oesversekering. Okay, so as ek dan terugkom na die bate gedeelte toe. Hoekom? Want ek het ons nie so baie moeilikheid nie. Hoekom sit ek nie nou maar net daai goeders in 'n trommeltjie een kant soos die party ouens sê en sê luister hierso, ja maar ek verseker myself op die einde van die dag nie. Wat sê jy sê, hoekom is dit nie 'n goeie idee nie? Daar is 'n plek vir selfversekering, Andrei. En ek glo vorentoe gaan ons al hoe meer 'n kombinasie kry met my konvensionele versekering en dan ook selfversekering. En kom ons vat nou die huidige back and close. Jy gaan nêrens dekking daarvoor kry nie. En dis waar 'n selfversekeringsopsie vir jou 'n beter opsie raak om saam met jou huidige versekering, waar ek my lewende hawe kom verseker, voorsiening te maak as daar 'n katastrofe is, dat ek my eie volhoubaarheid verseker. Ek het 'n laaste vraag, nee. Ek het jare terug het ek 'n ou brandjie gehad, nê? En wat toe basies gebeur het is ons het 'n land gebrand een kant. Nou die ouens daar in die Noord-Kaap brand ons actually die goede. En daar het 'n koeltjie gegaan deur die bokant van 'n stoor binne in 'n klomp goed in waar daar kunsmissakke was. En dis hoe die brand ontstaan het, so uit van binnekant af gebrand. En maar toe is die ys na die tyd afgewys, want daar was 'n verandering in klousule gewees dat jy 5 meter rondom die stoor moet skoonmaak, nê? Maar dis nooit aan my gekommunikeer nie. So hoe belangrik is dit laat jy jou makelaar sê nou maar raadpleeg, by wie moet ek daai inligting kry? Wie se verantwoordelikheid is dit om dit aan my te kommunikeer? Soos by die meeste van ons versekeraars, ons is nie 'n direkte versekeraar nie, werk ons deur makelaars en opleiding is vir ons van kardinale belang. Jou makelaar moet weet per afdeling watter dekking
daar is. En juis hierdie tipe uitbreidings of voorwaardes wat op 'n polis geplaas word, Andrei, moet hy oordra aan jou. Indien dit nie die geval is nie, die meeste van ons besigheidsvennote of makelaars het ook 'n professionele aanspreeklikheidsdekking, waar hy of sy aanspreeklik gehou kan word as hulle dit nie oorgedra het aan jou. Okay, ek stel nou belang dat julle 'n bietjie vir my kom kuier. Ek wil dalk nou hê ek moet my plaas pers maak. Hoe maak ek? Hoe werk julle storie? Gesels met jou makelaar. Ons wil graag saam met julle met ons boere besigheid doen. Ons is die enigste korttermynversekeraar wat deur 'n familie besit word. So ons verstaan ook die familieboerdery beginsel. So gesels met jou makelaar, gesels met ons en kry vir jou 'n Hollard kwotasie, want ons verwelkom jou bitter graag by die Hollard landboufamilie. Ek sluit af. Mag jy die beste jy wees wat die Here jou gemaak het om te weet. Elke een van ons het vandag 86.400 sekondes gekry. Leef voluit, want daai sekondes word nie oorgedra nie.